Goeienaand almal. Ek hoop dit gaan goed met julle. En wat is dit? Ons is ingeskakel vanaand en ons prys die Here dat ons vanoggend so 'n wonderlike diens gehad het, né? En die teenwoordigheid van God is geld kan dit nie koop nie. Dit is net fantasties om in God se teenwoordigheid te kan wees. So ek wil almal welkom heet wat gaan inskakel vanaand en mag hierdie boodskap vanaand in vrugbare grond val. Kom ons bid saam. Vader, wat 'n voorreg vanaand vanmiddag om net rondom die woord te kan kom sit en Here, terwyl ek vanmiddag afgesonder het en ek net by U ontvang het. Here, ons het al vanoggend in die bidkamer oor net aan hierdie onderwerp van vanaand geraak en dit was alreeds 'n wow oomblik vir ons gewees wat U vir ons oopgemaak het daar, Here. En ek wil net bid vir elke persoon wat inskakel, elke persoon wat in omstandighede vasgevang is, elke persoon wat vanaand in een of ander situasie sit en nie meer weet wat se kant toe nie. Mense wat met hulle hande in hulle hare sit, mense wat meer vrae as antwoorde het. Here, hierdie boodskap is vanaand vir hulle. Die woord van God kom en hy gee altyd vir ons die antwoord, maar dit klink altyd te goed om waar te wees. Ja, okay, ek hoor wat dit sê, ja, maar die realiteit van die saak is, ek sit in hierdie omstandighede en U woord kom sê net vir ons, vertrou wat die woord van God sê en hê 'n verhouding met hom, dan sal hy jou paaie vir jou gelyk maak. En dis wat ek voorbid met hierdie boodskap vanaand, Here, asseblief. En ons vra dit in Jesus se mooi naam. Amen. Daar sê, so die opskrifie vanaand is die 3 fases na Dawid se oorwinning. Nou daar is hierdie sê ding wat ons al van kleintyd al gesê het en gehoor het dat as jy iets gaan doen, dan word die manne van die seuns geskei, né? Almal het dit al gehoor. Nou in die geestelike lewe, in die woord sien ons ook van so 'n tyd, né? Waar Jesus gepraat het van waar die bokke en die skape van mekaar geskei word, waar die gelowiges en die ongelowiges van mekaar geskei word en die Bybel hamer daarop dat die Here ons nie sal begewe en nie sal verlaat nie en daarom moet ons gaan vas staan en daarom is daar dan ook ongelukkige skeiding tussen hulle wie op God vertrou en hulle wie nie op God vertrou nie en dit is waarna ons vanaand gaan kyk. Nou in so baie mense se lewe is daar dan omstandighede en as ons nou spesifiek dan nou net kyk na die 21 dae vas wat ons nou gedoen het, is daar soveel mense wat elke dag vir ons boodskappe gestuur het en gesê het, vandat hulle vas, gaan hulle deur hierdie is net negatief op negatief op negatief. Die mense is onmoontlik by die werk, die kinders is rebel, die kat breek, die hond by die kat en al is net bad op bad op bad op bad. Maar dit is wat vas is. Daar's natuurlik baie goeie getuienisse van wat God alreeds gedoen het in mense se lewe, maar ons weet die duiwel is kwaad wanneer die kind van God begin vas, want dan word hy geruk tot in die doderyk. Maar daar is mense wat vanaand nog, nou dat die vas klaar is, sê hulle, maar waar's my deurbraak? Ons sit nog steeds met probleme in ons huwelik, ons het nog steeds finansiële probleme, ek is nog steeds siek, die kinders is nog steeds rebel, en in my geestelike lewe voel dit net of ek teen die dak vasbid, en ek kan dit nie verstaan nie. Wanneer kom my deurbraak, wanneer kom my antwoorde, en mense sit met hierdie goed, hulle dien God, maar Here, wanneer is dit die einde van hierdie ding? Nou Johannes 16 vers 33, ek gebruik hierdie vers baie, maar Jesus kom met sy disippels en hy sê vir hulle, hierdie dinge waaroor ons nou gepraat het ek vir julle gesê, dat julle in my kan vrede hê. In hierdie wêreld gaan julle verdrukking hê, maar hou goeie moed.
ek het die wêreld reeds oorwin. So, hierdie versie kom Jesus en hy sê vir ons, maak julle reg, daar gaan verdrukking wees, daar gaan, nie miskien nie heel moontlik, daar gaan, want die duiwel is lustig, die duiwel is kwaad, en hy soek die kind van God om op te gee, hy soek die kind van God om handdoek in te gooi, hy soek die kind van God om teen God te draai, te rebelleer en weg te loop. So ook hier, net in hierdie versie, is daar dan 'n skeiding wat gaan plaasvind. Hulle wie God gaan vertrou en wie die vrede van God gaan ervaar, dis hulle wat gaan deurdruk, ten spyte van. Dan is daar hulle wie nie God se vrede ervaar nie, en wat gaan opgee, wat gaan handdoek ingooi, wat gaan tou opgooi, en sê, ek kan dit nie meer handle nie. En ongelukkig, sê Jakobus 1 vir ons, as jy bid en jy twyfel, dan is jy soos 'n golf in die see wat voortgeslenter word, gedrentel word, of iets in daai lyn. En dit is hoekom die woord van God vir ons sê, moenie dit toelaat nie. Bly glo, bly in my vertrou, in jou verdrukking, in jou moeilike tyd. Bid, sodat ek vir jou vrede kan gee in jou verdrukking. Dan gaan jy die hoop kan sien. Dan kan Hebreërs 11 vers 1 in jou lewe plaasvind, want daar is hoop. En dit is wat Jesus vir ons kom sê in Johannes 16 vers 33. Nou, ou arme Dawid, is vir ons die beste voorbeeld van Johannes 16 vers 33. Nee. So kom ons gaan net gou 'n bietjie en ons kyk net 'n bietjie na Dawid se lewe. Wat het alles gebeur? Nou, as 'n tiener word Dawid gesalf as koning, want die woord sê vir ons, hy is die jongste van al sy broers gewees, né? En as 'n tiener het hy dan vir Goliat gaan verslaan, want hy was nog te jonk gewees om in die leermag te wees, om in die army te wees. En daarom was hy net goed genoeg gewees om die broodjies vir sy broers te vat, wat alreeds groot genoeg was om in die battle te fight. Maar God was alreeds besig, terwyl Dawid gesalf was, dat hy alreeds leeu's en wolwe en beere geveg het, fisies, sodat hy Goliat fisies kon gaan veg het. En hy het hom geestelik voorberei vir dit wat gaan kom. Nou, koning Saul het van die begin af Dawid gehaat. En nou gaan lees ons daarso in 1 Samuel 16, kan jy nou 'n bietjie na die lewe van Dawid gaan kyk, van die oomblik af waar hy gesalf was as koning, en van daar af wat alles met hom plaasgevind het. En in 1 Samuel 18 sien ons dan dat koning Saul het Dawid gehaat, wie hy in Christus Jesus was, wie hy in God was, sy identiteit wat hy in God gehad het. Maar later van tyd gebeur daar iets goeds in Dawid se lewe, en hy kry die geleentheid om koning Saul se skoonseun te word. En ja, hy is happy, daar gebeur uiteindelik bietjie iets goeds in sy lewe. Maar toe sou hy hierdie een girl gekry het. Hy sou vir Merab gekry het, en toe werk hom deur die ore, en toe kry hy hierdie ander girl, koning Saul se ander dogter, ou Michal, en daar val Dawid se lewe weer 'n bietjie uitmekaar uit, en hy skiem, nee, het ek tof, vir hoe lank, ek het nou net deur al hierdie goed gegaan, en nou begin my negativiteit alweer, nou begin die negatiewe dinge in my lewe weer plaasvind, en Saul het uit sy pad uit gegaan, om Dawid dood te maak, en Dawid moes vlug vir sy lewe. So klink dit al vir jou 'n bietjie na jou tipe van lewe. Ek sê nou nie die maffia is uit op jou lewe en hulle wil jou doodmaak en goed, maar dinge gebeur. Jy word geretrench, jou kinders word siek, die kar breek. Daar is hierdie tipe van goed wat in ons lewe in vandag se tyd plaasvind, wat ons ook laat twyfel, wat ons ook 'n bietjie laat kopkrap en wat ons partykeer wil moedeloos maak. So om terug te kom na Dawid toe.
daar in 1 Samuel 16-17 rond, moet hy vlug vir koning Saul, né? En hy vlug na hierdie dorpie met die naam van Nob, en hy gaan soek hulp by hulle, en hy soek beskerming by hulle, en hulle weet hoe dis die koning se skoonseun, laat ons hom help. En toe hy nou daar weggaan, toe is daar nou een skinderbek wat na koning Saul toe hardloop en vir hom vertel, maar Dawid is hier gewees, daai mense het na hom, en koning Saul gaan en hy roei daai hele dorpie uit. Die mans, die vrouens, die kinders, die diere, selfs die priester, maak hy dood. En Dawid voel dit is sy skuld gewees dat hierdie mense doodgemaak is, en hy dra hierdie swaar hart saam met hom. Hy het depressie, hy lewe in angs, hy's bang, hy het vreesagtigheid in hom, want hy lewe hierdie realiteit, lewe hy elke dag persoonlik uit. En in hierdie proses is daar 2 kere wat hy eye to eye met koning Saul is, en hy spaar sy lewe. En dit is wat Dawid gedoen is, want dit is wie hy was. En uiteindelik, nadat Saul toe nou dood is en al die klas van goed het gebeur, toe word Dawid koning op die ouderdom van 30 jaar. So Dawid het vir plus minus 15 jaar, moes hy baie kere lus gevoel om op te gee. In hierdie 15 jaar het hy verdrukking deurgemaak, soos wat Johannes 16 vers 33 sê, en Dawid het goeie rede gehad om op te gee. Hy het goeie rede gehad om sy rug op God te draai. Hy het die beste verskonings gehad om deel van die wêreld te word. Dawid se verdrukking het plus minus 15 jaar geduur, voordat hy 'n bietjie geluk in sy lewe kon kry, en hy as 'n koning in die paleis kon wees, en die koningskap begin uitlewe in sy lewe. Maar toe kom Batseba, my vrou, en sy gaan bad terwyl hy op die stoep is. En toe kom Dawid sy seun en hy verkrag sy dogter. En toe kom Dawid sy seun Absalom en hy gaan maak daai broer dood wat sy suster verkrag het. En toe daai einste Absalom wil toe nou sy pa doodmaak. Hy wil die koningskap vat. En hier begin Dawid se negatiewe seisoen alweer van vooraf. En hy begin weer met al hierdie dinge in sy lewe. Here, hoekom? Waarom? Vir hoe lank moet dit nou aangaan? Nou baie mense mag sê, maar hoekom het die Here dit toegelaat? Waar is God se liefde dan? Maar God het 'n plan met Dawid se lewe gehad. Onthou, God het vir jou 'n spesifieke plan. God het vir my en vir meisie 'n spesifieke doel op hierdie aarde. En Dawid was gekies gewees juis vir hierdie doel waarvoor God hom geroep het. Hy het die verdrukking deurgemaak en baie van die goed was sy eie skuld gewees, is dom besluite gewees wat hy gedoen het. Maar deur alles wat Dawid, deur wat hy gegaan het hy aan God getrou gebly. Die tyd met Batseba, in Psalm 51 het hy soveel berou gehad voor God, maar hy het 'n reguit pad met God gestap. Hy het op daai opregte berou voor God gehad. Deel van God se plan in Dawid se lewe is dat hy het die meeste van die psalms geskryf. Uit sy hart uit het hy hierdie psalms geskryf dat tot vandag toe daar mense tot bekering kom as gevolg van die psalms wat Dawid geskryf het. Soveel mense kan hulle vereenselwig met wat Dawid deurgemaak het in sy lewe. Daar is soveel pastore wat vandag nog uit die psalms uit en Dawid se lewe preke preek, wat mense se lewens verander. En Dawid is 'n ware voorbeeld wat God gekies het om ten spyte van sy omstandighede nog steeds getrou te gebly het, om vandag vir my en vir jou te wys dat waardeur ek en jy ook al gaan, kan ons Dawid as 'n voorbeeld gebruik
en kan ons vasstaan op God se beloftes. Omdat hy gesê het, ek sal jou nie begewe en ek sal jou nie verlaat nie. Maak nie saak hoe diep jy in daai donker gat is nie. Die lig het in die duisternis ingeskyn en die duisternis kon dit nie oorweldig nie. En dit is vir elke persoon wat vanaand in omstandighede is Johannes 1 vers 5 'n belofte vir jou om te kan hoop skep, vir jou om te kan opstaan, vir jou om die duiwel te kan weerstaan in die naam van Jesus, vir jou om jouself te onderwerp aan God, soos wat Jakobus 4 vers 7 tot 8 het sê, en vir jou om na God te nader en dan die sekerheid in jou hart te hê dat God gaan tot my nader. En omdat Dawid dit vir ons gedoen het, nou kan ons dit ook doen. Nou in Psalm 61 tot 63 loop hand aan hand met hoe dinge gebeur het vanaf 1 Samuel 16. Kan jy maar aanlees en die psalms volg so mooi in lyn. So Psalm 61 tot 63 is dan die 3 fases van Dawid se geestelike lewe wat hom uiteindelik by sy oorwinning uitgebring het. So ons kyk eers na Psalm 61 en die opskrif daar is die vlugteling koning, waar Dawid moes gevlug het vir sy lewe. Hy sê in vers 2 tot 4, O God, hoor my smeking, luister na my gebed, van die einde van die aarde af roep ek U aan as my hart beswyk. Lei my op 'n rots wat vir my te hoog is, want U het 'n toevlug vir my geword, 'n sterk toring teen my vyand. So wanneer jou omstandighede overwhelming raak vir jou, dit is oorweldigend vir jou, dit voel of jy verdrink in jou omstandighede, kom Dawid, en ek het hierdie vanoggend in ons bidkamer, het ek dit vir ons verduidelik, en hy sê, lei my op 'n rots wat te hoog is vir my. Met ander woorde, hy sit sy vertroue volkome op God, dat hy weet, die rots wat God bou, is nie menslik gesproke, jy as mens kan nie daarby uitkom nie, maar wanneer jy op God vertrou, sal God jou op daai rots sit, ten spyte van jou omstandighede. Psalm 62 se opskrif sê, stil tot God. Vers 2 tot 3 sê, ja, my siel is stil tot God, van hom is my heil. Hy alleen is my rots en my heil, my rotsvesting. Ek sal nie grootliks wankel nie. En nou vers 6 tot 9 sê, wees net maar stil tot God my siel, want van hom is my verwagting. Sekerlik, hy is my rots en my heil, my rotsvesting, en ek sal nie wankel nie. By God is my heil en my eer, die rots van my sterkte, my toevlug is in God. Vertrou op hom altyd, o volk. Stort julle hart uit voor sy aangesig. God is 'n toevlug vir ons. Hoor jy wat sê Dawid? Ten spyte van al hierdie goed, ten spyte van al hierdie lelike goed wat in sy lewe gebeur, kom hy nog steeds in Psalm 61 en 62 en hy leer vir ons, kyk verby hierdie goed, kyk na God, leer by God, hou vas aan God, hy is jou rots, hy is jou vesting, en hy sal jou nie in die steek laat nie. En Dawid skryf hierdie psalms terwyl hy deur hierdie goed gaan. En Psalm 63 se opskrifie is Dawid se verlange na God. En terwyl hy deur hierdie ding gaan, terwyl hy deur hierdie lelike goed gaan, kom Dawid en hy sê, O God, U is my God, U soek ek, my siel dors na U, my vlees smag na U, in 'n dor en uitgedroogde land sonder water. Dis waardeur hy gaan, hè? Dit is hoe hy sy lewe omskryf. So het ek U in die heiligdom aanskou, om U sterkte en U heerlikheid te sien. Want U goedertierenheid is beter as die lewe, my lippe moet U prys. So sal ek U prys my lewe lank, in U naam my hande ophef. En hoor wat sê hy in vers 9. My siel is aan U verkleef. U regterhand ondersteun my.
al hierdie goed gebeur. Sy kinders val uit mekaar uit. Sy seun wil hom doodmaak. Hy moet weer vlug vir sy lewe. Maar hy hou vas aan die koning van die konings. Hy hou vas aan God. En hy sê, ten spyte van dit wat ek deurmaak, sal ek God nooit los nie. En deur alles kom God vanaand met hierdie woord. En hy kom gee vir ons Psalm 61 en 62 en 63 op die 22ste Februarie van 2026 om vir iemand daar buite 'n woord te gee wat vanaand wou opgegee het, wat vanaand wou gesê het, ek kan nie meer nie, ek gaan hierdie week nie ingaan nie, ek gaan 'n einde maak aan dit. En Psalm 61 tot 63 is vanaand jou antwoord wat vir jou sê, jy gaan nie opgee nie, jy gaan op my vertrou, ek is die een wat jou gaan deurdra, ek is die een wat jou gaan hulp gee, maar jy gaan vanaand daai keuse moet maak. Jy gaan die besluit moet maak dat God is die een wat jou in die storms gaan bystaan. Nou Paulus kom en hy beaam, honderde jare na die tyd, kom beaam hy wat Dawid vir ons kom sê het in Psalm 61 en 62 en 63. En hy sê daar in 2 Korintiërs, ek wil net gou daar uitkom, 2 Korintiërs 5 vers 7 sê hy, want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Ons wandel deur geloof, nie deur aanskouing nie. My geloof is hier. My geloof is hier. Here, Hebreërs 11 vers 1. My geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ek voor hoop, 'n bewys van die dinge wat ek nie kan sien nie. En dis wat Paulus vir ons kom sê. Deur alles wat ek gaan, hou ek my oë gefestig op Jesus. En dan Kolossense 3, pastoor Des het dit vanoggend so mooi verduidelik. Kolossense 3 vers 1 en 2. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge wat daarbo is, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. En saam met Psalm 61, 62 en 63 kom gee God vir ons verder uit die Nuwe Testament, hierdie 2 verse. En nou wil ek weer afsluit met Johannes 16 vers 33. Hierdie dinge het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In hierdie wêreld gaan julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld reeds oorwin. So die vraag wat ek wil vra, gaan jy in geloof wandel, of gaan jy deur aanskouing wandel? Gaan jy die dinge begin soek wat daarbo is? Gaan jy die dinge begin dink wat daarbo is? En as jy nou vra, hoe soek ek die dinge wat daarbo is en hoe bedink ek die dinge wat daarbo is? Gaan kyk na laas Sondag en vanoggend se diens van pastoor Des, die antwoorde is daarin opgevang. So, ek wil vanaand vir jou sê, wat ook al jou omstandighede, dit klink alles so mooi gesê, so maklik, en jy sê maar, die realiteit van die saak is, as ek nie my hierdie maand betaal nie, gaan ek op straat sit. As ek nie nou 'n werk kry nie, gaan ek dit nie maak nie. As die Here nie nou deurkom nie, weet ek nie. Ek wil vir jou sê, die Here het gesê, ek sal jou nie begewe en ek sal jou nie verlaat nie. As jy dit vanaand glo, en jy gaan vashou, en jy gaan net hierdie verse na wat ek vanaand gegee het, en jy gaan regtig vertrou die Here, en sê vir die Here, Here, ek wil in die groep wees, wat u vrede het. Ek wil nie na die negatiewe kant toe geskei word nie. As daar skeiding is, wil ek aan die kant wees wat by Jesus is. En ek kan jou beloof, as jy aan die kant is waar Jesus is, gaan hy jou na jou oorwinning toe vat. Die 3 fases van Dawid se lewe het hom na sy oorwinning toe gevat. En hy kom gee vanaand hierdie 3 fases vir my en vir jou, om ons na ons oorwinning toe te vat. Die vraag is, wil ek dit hê, of wil ek dit nie hê nie? Gaan ek dit vat, of gaan ek dit los? Die keuse is myne, en die keuse is joune. Ek weet alreeds wat ek gekies het. Ok, Vader, weer eens baie dankie vir hierdie awesome boodskap, en Here, u het geweet vanaand van elke een wat vasgevang is in omstandighede. Elke persoon wat nog vas, elke persoon wat nog hoop, elke persoon wat nog bid,
elke persoon wat elke dag oorlogvoering doen teen die duiwel. Here, dat U het ons vanaand die leiding gegee, wat om te doen, hoe om dit te doen. Laat ons net daaraan sal vashou. Ja, die duiwel gaan ons aanval, maar God is groter as die vyand. En 'n ding wat U my geleer het, hou op vir God te vertel hoe groot jou probleem is. Vertel jou probleem hoe groot God is. En dis waar die verandering gaan plaasvind. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baba julle, geseënde week vir julle, hoor.